welkom by ons diens vanmôre. Kom ons sit net so en ons maak ons harte stil voor die Here en ons vertrou hom om ons te seën uit sy woord vanmôre. Here, baie dankie dat ons vanmôre die voorreg het om saam weer met mekaar hier in die teenwoordigheid te wees en te weet, Here, U is met ons. U sê, ek sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie. En ons bid vanmôre, Here, dat U in U kosbare teenwoordigheid vanmôre elke hart sal kom seën, elke gemoed sal kom stil maak en ons harte oopmaak om te leer, Here, en te sien wie U is, hoe U werk, hoe U deur die geskiedenis werk, deur die sake van mense, ryke en koninkryke, en hoe dat U absoluut in beheer is en sal wees vir ewig en vir ewig. Dankie dat ons in 'n vinnig veranderende wêreld 'n rots kan hê, 'n vaste punt wat nooit skuif nie. Dankie daarvoor, Here. Seën ons nou vanmôre. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons het verlede week klaargemaak met die klein profeet Micha. En vandag begin ons met die profeet Nahum. Net 3 hoofstukke, baie kort. En as 'n mens dit sou moes opsom onder 'n tema, want ons gaan vandag net oorsigtelik na die boek kyk, dan sal dit wees 'n doodsklok lui vir Assirië. Blaai in die woord van die Here na Nahum hoofstuk 1 en ons lees net die eerste 2 verse, laat ons net die gevoel kry van waaroor hierdie boek gaan handel. Nahum hoofstuk 1 vers 1 en 2 begin as volg. God spraak oor Ninive, die boek van die gesig van Nahum die Elkosit. 'n jaloerse God en 'n wreker is die Here. 'n wreker is die Here, vol grimmigheid. 'n wreker is die Here vir sy teestanders en hy behou die toorn teen sy vyande. Dis hoe die hoofstuk begin, dit is hoe die boek begin, die profesie begin, en ons sal vandag net oorsigtelik na hierdie profesie kyk, en dan sal ons na die lang naweek sal ons begin met hoofstuk 1 en ons sal hoofstuk vir hoofstuk deur die boek werk. Nou vriende, Nahum as profeet is baie nou gekoppel aan die profeet Jona. Beide van hulle was uit die noordelike 10 stamme van Israel. Beide van hulle is gestuur na Ninive, die Assiriërs, en beide van hulle word na Ninive gestuur met 'n boodskap. Jona afkomstig uit Nasaret, Nahum afkomstig uit Kapernaum. Die dorpie het ook dan sy naam gekry van die profeet Nahum. Kaper of Kuiper is stadjie of village, en dan Nahum, Kapernaum, stad van of village of Nahum. Die Here Jesus het 'n baie noue verhouding met beide hierdie profete gehad. Hy haal dikwels die profeet Jona aan en hy word self in Nasaret groot soos Jona. Wanneer ons Heiland by die see van Galilea was vir bediening, het hy Kapernaum sy basis gemaak. Kapernaum was waar hy altyd gaan bly het en van daar af het hy en die disippels gewerk. So ons Heiland het hierdie 2 profete het 'n baie noue verhouding met ons Here Jesus gehad. Op daardie stadium wat Nahum sy profesie bring, het die bedreiging vir God se mense in die noorde, die 10 stamme van Israel, gekom van die groot westerse moondhede aan beide kante van hulle. En Assirië was een van hierdie bedreigende magte. Jona word na hulle toe gestuur in die jaar 770 voor Christus en 150 jaar later in 620 voor Christus word Nahum na hulle toe gestuur. Beide profete word na Ninive toe gestuur as gevolg van die goddeloosheid en die wreedheid van die Assiriërs. Die Assiriese ryk het 750 jaar lank bestaan en hulle was een van die wreedste nasies ooit, vriende.
Die van julle wat saam met my gekom het deur die reeks weet dat ons al dikwels na die Assiriërs gekyk het. Dit is hulle wat vir die eerste keer mense in hulle duisende begin teregstel het deur sogenaamde, en ek kan nie Afrikaanse woord kry, sogenaamde impalement. 'n Verskriklike barbaarse manier om mense tereg te stel. En hulle het mense in hulle duisende so tereggestel. Hulle was verskriklike mense. In vorige boodskappe het ek julle vertel hoe dat hulle ander nasies behandel het. Wanneer hulle 'n stad of 'n volk ingeneem het, het hulle nie geskroom om swanger vroue oop te sny nie. Dit was vir hulle niks. Teendeel, dit was deel van hulle strategie van verskrikking. Wanneer hulle 'n stad of 'n nasie oorgeneem het en mense gevange geneem het, soos ek julle reeds vertel het in vorige boodskappe, het hulle mense van alle ouderdomme, kinders, jong mense, ou mense, mans, vrouens, maak nie saak nie, naak laat uittrek, vishoeke deur hulle lippe gehak en hulle aan mekaar vasgemaak van vishoek na vishoek. En hulle vir duisende kilometers so laat loop tot waar hulle moet kom. Maak nie saak wat gebeur nie, jy moet maar hoop die ou voor jou val nie en ruk die hoek uit jou lip uit nie, want dan hakel hom weer op 'n ander plek deur. Verskriklike mense. En so het hulle niemand ontsien nie. Hulle het hulle ryk uitgebrei deur verskrikking. Hulle het geheers deur verskrikking. Daarom dat Nahum Ninive die bloedstad noem. Wanneer ander nasies vermoed het dat die Assiriërs hulle oog op hulle land en op hulle gebied het, het hulle beangs geraak en benoud en met reg, want die Assiriërs was 'n verskrikking. Jona is eers na hulle gestuur, waarna daar 'n tyd van opregte berou en bekering was. Julle sal onthou dat die koning van Ninive het 'n routyd en 'n vastyd uitgeroep, en die mense van Ninive het hulle in sak en as na die Here toe bekeer in Jona se tyd nadat Jona daar gepraat het. Maar soos dikwels gebeur, het hulle weer teruggeval na hulle ou weë, en God moes uiteindelik 150 jaar later vir Nahum stuur met die boodskap: julle tyd is verby. Dit is nou klaar. Julle was nou lank genoeg hierdie onmenslike wrede mense, ek gaan julle oordeel. Ook die profeet Sefanja profeteer oor hulle. Hy het geprofeteer dat die gebied van Ninive 'n woeste landskap sou word waar geen mense meer sou woon nie. Daar sou net diere wees en die elemente sou al die geboue oorneem. Sy profesie is baie duidelik dat dit sal weer 'n wildernis word. En presies so het dit gebeur. Maar Sefanja het nie gesê wanneer dit sal gebeur nie. Dit was Nahum wat die klok gaan lui het in Ninive en vir hulle gesê het: julle speeltyd is verby. Die geskiedenis het kortliks so verloop. Nadat Jona hulle die eerste keer gewaarsku het en hulle tot God bekeer het in sak en as, het dit vir 'n rukkie goed gegaan en daarna het hulle weer hulle ryk begin uitbrei met hulle wreedhede. En in daardie tyd het hulle ook die 10 stamme van Israel in die noorde probeer oorneem, maar hulle kon dit vereers nie regkry nie. Later het hulle koning Assurbanipal die 3de weer 'n keer probeer om die 10 stamme van Israel in die hande te kry, maar hy kon net die stam Naftali wegvoer. En in daardie tyd het hulle ook 'n gedeelte van Egipte ingeneem. Later sou koning Salmaneser van die Assiriërs terugkeer en die ander 9 stamme ook wegvoer. En ons weet dat ek het al dikwels daaroor gepreek, dat die noordelike 10 stamme het verdwyn as 'n volk. Hulle het opgehou om te bestaan. Hulle sou vir alle praktiese doeleindes nooit weer as 'n volk bekend staan nie, soos wat God hulle gewaarsku het. Op hierdie punt wil ek egter net iets uitklaar. Iets wat ek nog nie voorheen in hierdie reeks pertinent genoem het nie. Tydens die rebellie van die noordelike 10 stamme was daar 23 goddelose konings in Israel, in die noorde. Ons praat nie nou van Juda in die suide in Jerusalem nie. 23 goddelose konings
wat vir omtrent net so oor die 200 jaar sou regeer. En baie van die mense wat regverdiges was en wat nog die Here wou dien, wat in die noorde was, het na die suide begin beweeg in daardie 200 jaar. Wel het afgetrek, want die suide was nie perfek nie, daar was ook hier en daar 'n paar goddelose konings, soos ons gesien het, koning Manasse ensovoorts. Maar oorwegend was die konings in die suide konings wat die Here gedien het. En baie van daardie mense het afbeweeg na Jerusalem en in Juda en Benjamin se grondgebied kom bly. Die van hulle wat hulle self nie meer kon vereenselwig met die dros en die drek van wat in die noorde aan die gang was nie. Die mense wat dus in die noorde agtergebly het, was die harde, goddelose rebelle, wat geweier het om gehoorsaam te wees, wat geweier het om te gaan aanbid in Jerusalem, wat in Samaria hulle eie tipe van eie soortige afgodediens opgerig het. En dit is hulle wat die Assiriërs sou wegvoer, soos wat God hulle sou waarsku dat dit sal gebeur. In die suidelike Jerusalem was dus in ons heilandse tyd, 600 jaar later, mense wat verteenwoordigend was van al 12 die stamme. Die Israel van God was teenwoordig. Dit is hoekom ons heiland sê, ek is gestuur na die skape van Israel. Alhoewel dit die grondgebied van Benjamin en Juda was, was die ander 10 stamme ook verteenwoordig. Ek sê dit omdat dit baie belangrik word in die geval van die baie valse beweringe wat vandag in Suid-Afrika aan die rondloop is. Daar is groeperinge in Suid-Afrika wat hulle self noem Israel Visie, en ek wil net vinnig daaroor praat, en hulle is lief daarvoor om die geskiedenis te verdraai, sodat dit hulle narratief pas. Hulle natuurlik sê dat 'n prediker soos ek verdraai die geskiedenis en verdraai die woord van die Here, en ek word gelei deur Baal, my Baalpriester, so noem van hulle dit. Okay. So, maar hulle verdraai die evangelie, verdraai die woord, sodat dit hulle narratief pas. So hier's hulle denkrigting, en dis belangrik om te verstaan hoe hierdie mense dink. Hulle verkondig dat die 10 stamme wat in die noorde oorgebly het, uiteindelik nadat die Assiriërs hulle weggevoer het, dat hulle uiteindelik in Europa opgeëindig het, waarvoor daar geen volkekundige bewyse is nie. Later het baie van daardie mense vanuit Europa na Suid-Afrika toe gekom. En daarom maak hulle die bewering dat die boerevolk in Suid-Afrika die eintlike ware Israel is. Die eintlike mense van God. Die verbondsvolk van God. Met al die seën en die voordeel wat daarmee gepaard gaan volgens hulle. Nou hierdie is vervangingsteologie op sy beste. En van hulle verkondig dat God die boerevolk wat Israel is, hier gaan herstel aan die suidpunt van Afrika, en dat van die diaspora, die ware Adamiete, soos hulle dit noem, wat nog versprei is oor die res van die wêreld, hier na Suid-Afrika toe gaan kom, waar God nou 'n nuwe werk vir sy volk gaan doen. Die Jode wat tans in Jerusalem en in Israel bly, beskou hulle as baster Edomiete, wat nooit die koninkryk van God kan beerwe nie, wat die eintlike Babylonstelsel is, en wat saam met die ander sogenaamde slangnasies sal vergaan. En hulle weier om enigiets anders in te sien. Nou vriende, ek het 'n bietjie daaroor gaan dink, indien hulle vergesogte beweringe wel waar sou wees, wil ek nie deel wees daarvan nie, want dit beteken dat die boerevolk in Suid-Afrika vandag die afstammelinge is van die mees goddelose en opstandige rebelle wat in God se volk in die noorde oor was. Mense wat God juis afgeskei het van sy volk, omdat hulle so goddeloos en ongehoorsaam was. Mense wat hy oorgelaat het aan vernietiging, omdat hulle geweier het om aan God gehoorsaam te word. Nie 'n lekker gedagte om aan te dink nie. Nee, vriende, diegene wat die Here wou dien uit die 10 noordelike stamme,
het 200 jaar tyd gehad om na die suide toe te beweeg. Dit is amper soos hier by ons waar almal nou baie na die Kaap toe trek, né? Ook suid. Hulle het tyd gehad om suid te kom in Jerusalem en in die grondgebied van Benjamin en Juda, sodat hulle die Here daar kon dien. En daarom is die mense wat vandag in Israel en in Jerusalem bly, verteenwoordigend van al 12 die stamme, die volk van God. En hulle geniet die beskerming van God en al die seën wat hulle deur Abraham toekom. Nou terug na Nahum. Nahum, soos Jona, word na Ninive gestuur met 'n boodskap van God. Die enigste verskil tussen Jona en Nahum is dat God in Jona se tyd nog geduld met die Assiriërs gehad het. Hy het hulle nog kans gegee. Nou, in Nahum se tyd is God klaar met hulle. Die koning van Ninive sou na Nahum se profesie hom weer in sak en as bekeer soos 150 jaar terug. Maar God het gesê, jy kan maar aan die as rondkruip. Ek gaan julle vernietig. Julle tyd is verby. Dis klaar. Ek gaan my wreek op julle. God wou nie na hulle luister nie. God het gesê, julle het te ver gegaan. Dis Ou Testament, julle het te ver gegaan. Dis tyd vir my oordeel. Die laaste vers van Nahum se profesie, 3 vers 19, beskryf dit so mooi. Daar is geen herstel vir jou verbreeking nie. Jou wond is ongeneeslik. Met ander woorde, julle is nie rehabiliteerbaar nie. Kan julle nie help nie. Almal wat die tyding omtrent jou verneem, slaan hulle hande saam oor jou, want oor wie het jou boosheid nie voortdurend heen gegaan nie? Wie het nie gelei aan julle wrede hand nie? Ninive val in 612 voor Christus. Die Assiriese ryk verdwyn 5 jaar later in sy geheel as 'n moondtyd. Die twee profete Jona en Nahum verskil egter in hulle benadering tot hierdie saak. Die profeet Jona vra die vraag, beheer God die natuur? Die profeet Nahum vra die vraag, beheer God die geskiedenis? En die antwoord op beide is, ja, absoluut. Paulus bevestig dit wanneer hy meer as 600 jaar later vir die Grieke preek op die Areopagus. Ons gaan lees uit Handelinge 17, hierdie hele gedeelte. Paulus gaan toe in die middel van die Areopagus staan en sê, Atheners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is. Want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is aan 'n onbekende God. Hom dan wat julle vereer sonder om hom te ken, verkondig ek aan julle. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is. Hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Ook word hy nie deur mensehande gedien asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en grense van hulle woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie. Want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. So sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen die beeldwerk van menslike kuns en uitvinding gelyk is nie. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man, hoofletter, ons heiland, wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee, deur hom uit die dode op te wek. David Pawson skryf, hy sê, God laat nasies toe om te groei en sterk te word en groot ryke op te bou en God bring hulle ook tot 'n einde.
Luister na hierdie interessante stelling wat hy maak. Hy sê, ek glo dat God die Britse ryk tot 'n einde gebring het, nadat die Britte in 1947 gesê het, dat hulle niks meer met die Jode te doen wil hê nie. 5 jaar later was die Britse ryk daarmee heen. God beheer nie net die natuur nie, maar ook die geskiedenis. Hy rig prinse op en hy bring hulle neer. God is in beheer van die geskiedenis. En daarom is die geskiedenis voorspelbaar. Deel van die profete se taak was om die geskiedenis te voorspel, om dit vooruit te skryf voordat dit gebeur. Nahum sê dat Ninive se tyd verby is, iets wat ongelooflik moes gelyk het, terwyl Ninive op daardie stadium nog sterk en onoorwinnelik was. En tog, presies so het dit gebeur. Ninive en haar trotse heersers het geval. Haar wrede soldate en aanvoerders het geval. Niks het van hulle oorgebly nie. Hierdie profesie deel op in 3 gedeeltes. Die eerste hoofstuk is 'n proklamasie. Die vraag wat beantwoord word is, wie word veroordeel? En die antwoord is, God se vyande word veroordeel. En by implikasie, God se vriende word gehelp. Die tweede hoofstuk is 'n beskrywing. Die vraag wat geantwoord word is, hoe gaan dit gebeur? 'n Dag van stroping, 'n dag van leeu's. Die derde hoofstuk is 'n verduideliking. Die vraag wat geantwoord word is, maar hoekom word hulle verwoes? Omdat hulle so wreed is, as gevolg van hulle geweld, hulle korrupsie finansiëel. Ek gaan net vinnig saam met jou deur al 3 loop. Hoofstuk 1, die proklamasie. Die profeet proklameer dat God hierdie vyande van hom gaan straf. Slegte nuus vir die Assiriërs, goeie nuus vir God se mense. Dit beteken verlossing vir diegene wat aan God se kant is. Nahum beskryf God as 'n jaloerse God. Hy is jaloers op sy naam, hy is jaloers op sy reputasie, hy is jaloers op sy volk. En tereg so. God het die volste reg om 'n streep in die sand te trek en te sê, genoeg. Ek laat julle nie verder toe om so wreed te wees met die mense om julle nie. Aan die ander kant wys Nahum God se wraak. Aan die ander kant van sy jaloesie is sy wraak. En Nahum fokus op beide van hierdie, sy jaloesie en sy wraak. Die eerste hoofstuk word geskryf in die vorm van 'n gedig. Elke nuwe sin begin met die volgende letter van die Hebreëse alfabet. Die volk vir wie hierdie baie goeie nuus is, kan dit dus maklik onthou. Die eerste hoofstuk wissel heen en weer. Hy maak stellings aan Ninive en dan weer stellings aan Israel. Slegte nuus vir Ninive, goeie nuus vir Israel. Meesterlike skryfwerk onder die leiding van die Heilige Gees. Hoofstuk 2 is die beskrywing. In absolute detail, verstommende detail, vertel Nahum hoe dit gaan gebeur. Hy beskryf dat die soldate skarlaken uniform sal aan hê. Vriende, 'n kleur wat tot op daardie stadium van Nahum se dag nog nie bekend was nie. Hy sê hulle sal skarlaken uniforms aan hê. Hy beskryf in detail hoe hulle deur die rivierhekke sou kom, die magtom strydwaans wat teen Ninive sou kom. Hy beskryf Ninive as 'n leeu sonder tande, en dis baie gepas, want die beeld, die banier van Assirië was 'n leeu. Niemand kan hulle meer bedreig en verskrik nie, want hulle is nou self verskrik. Hulle kan niemand meer skade aandoen nie, want hulle is nou self skadeloos. Hoofstuk 3, die verduideliking. Hy verduidelik die redes vir die vernietiging van die Assiriese ryk. Hulle onmenslike wreedheid. God veroordeel hulle onmenslike wreedheid. Nou vriende, hier is 'n baie belangrike saak hier. God oordeel nie die Assiriërs omdat hulle die 10 gebooie gebreek het nie. Dit is baie belangrik om dit te verstaan. God oordeel nie die Assiriërs omdat hulle die 10 gebooie gebreek het nie. Hy oordeel hulle omdat hulle gedoen het wat hulle geweet het is verkeerd. Kom ek verduidelik. Diep in hulle hart
omdat hulle mense was, het hulle geweet, 'n mens mag nie so optree teenoor 'n ander mens nie. Nooit, nêrens het God die 10 gebooie vir die Assiriërs gegee nie, nêrens. Daarom was dit nie die standaard waaraan hy hulle gemeet het nie. Maar hulle het geweet, dit wat ons doen is verkeerd. Hulle het geweet. Die mens word gebore met 'n gewete, en daardie gewete weet, dit is nie reg om so wreed te wees nie. God oordeel nie mense wat niks weet van die 10 gebooie op grond van die 10 gebooie nie. Hy oordeel mense op grond van dit wat hulle weet. Dit wat hulle weet is reg en weet wat is verkeerd. Kom ek gee 'n eenvoudige voorbeeld. Die Verenigde Nasies se resolusie U144 oor menseregte was nie opgestel deur Christene nie. Kom nie uit die Bybel uit nie. Kom nie uit die Christelike kerk uit nie. En tog bevat dit reg en verkeerd wanneer dit kom by die hantering van mense. Waar kom dit vandaan? Uit die gewete wat God vir die mens gegee het. Uit die sin van reg en verkeerd waarmee elke mens gebore word. En God oordeel die Assiriërs. Nie omdat hulle die 10 gebooie gebreek het nie, omdat hulle gedoen het wat hulle geweet het is verkeerd. En hulle het dit aanhou doen en hulle het dit aanhou doen en ten spyte van waarskuwings het hulle nie opgehou nie. En sy oordeel is finaal en hulle tyd is verby. Dis waaroor hierdie hele profesie gaan. God oordeel wanneer die tyd verby is. Wat het geword van Ninive? Vandag is dit net woestyn daar. Die groot paleise en die mooi geboue is weg. Soos Sefanja geprofeteer het, is dit 'n woonplek van uile en krimpvarkies. Vir eeue was die mirasies van Ninive verborge onder die sand van die woestyn. In 1820 het 'n Engelse persoon met die van Layard het die mirasies van Ninive ontdek op die walle van die Tigrisrivier. En vriende, wat interessant is dis vandag nog steeds 'n woonplek van uile en krimpvarkies. Niemand het weer daar gaan bou nie. Daar's nog steeds net uile en krimpvarkies en hierdie Phoenix foxes en jakkalsies en goedjies, net soos Sefanja gesê het. Wat het van Nahum geword as profeet? Nahum het nooit uit Ninive teruggekeer terug na die noorde van Israel nie. Hy's in Ninive dood en hy's daar begrawe. En sy graf is gevind op die walle van die Tigrisrivier. Van die Arabiese nasies eer sy graf, want hulle beskou hom as een van die heilige manne van God. Seker maar deel van hulle geskiedenis en hoe hulle dinge beskou. Wat van die stad Kapernaum, die dorpie Kapernaum? Die dorp waarin Nahum groot geword het, is later deur ons Heiland veroordeel, saam met Chorazin en Betsaida. Ons lees dit in Matteus 11 vers 20 tot 24. Toe het hy die stede waarin die meeste van sy kragtige dade plaasgevind het, begin verwyd, omdat hulle nie bekeer het nie. Hy het gesê, wee jou Chorazin, wee jou Betsaida, want as in Tyrus en Sidon die kragtige dade plaasgevind het wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal in sak en as bekeer het. Maar ek sê vir julle, dit sal vir Tyrus en Sidon verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir julle. En jy, Kapernaum, wat tot die hemel toe verhoog is, jy sal tot die doderyk toe neergestoot word. Want as in Sodom die kragtige dade plaasgevind het wat in jou plaasgevind het, sou hy bly staan het tot vandag toe. Maar ek sê vir julle dat dit vir die land van Sodom verdraagliker sal wees in die oordeelsdag as vir jou. Van Kapernaum is daar vandag ook net ruïnes oor. 'n Duidelike waarskuwing dat dit nie slim is om aan God ongehoorsaam te wees nie. Ek sluit af. Die profesie van Nahum, waarna ons nou gaan begin kyk, behoort elke regering tot en met vandag toe te laat regop sit. Regerings
Regerders en konings kan nie maar net doen wat hulle wil nie. God stel hulle aan en hy stel hulle af wanneer hulle tyd verby is. En regerders of regerings wat hulle hand oorspeel, en die meeste regerings doen dit, sal deur God geoordeel word. Maak nie saak hoe magtig en in beheer hulle lyk op daardie stadium. Ook aan individue is hierdie 'n waarskuwing. Mense wat wreedaardig is en korrup is en hulle hand oorspeel en hulle medemens misbruik, moet weet dat God geduldig is, ja, maar hy is ook jaloers en hy wreek hom op die wat in ongeregtigheid wandel. Omdat ons huidiglik in die dispensasie van genade is en God nie nou straf nie, dink die sondaars en die sondige regerings, hulle kan wegkom met alles wat hulle doen. Maar daar kom 'n dag dat God sê, dis verby. Klaar. Genoeg. Al neem dit 750 jaar. Daar kom 'n dag wanneer God sê, dis verby. Kom ons bid saam. Here, terwyl ons na hierdie profesie gaan kyk in die weke wat voor lê, wil ons bid dat U ons deur hierdie goddelik geïnspireerde profesie uit U hart duisende jare gelede sal neem en dat U vir ons sal leer, Here, wie U is, wat U doen, hoe U werk. O, Here, help ons om in vrees voor U te lewe, omdat ons weet, Here, dat U is 'n jaloerse God en U wreek U op U vyande, Here. En die enigste rede waarom dit nie nou so lyk nie, is omdat ons onder U genade is, Here, maar daardie dag kom wanneer U voete op die Olyfberg gaan neersit. Ek bid dat U vir ons sal help, Here. Die groot wit troonoordeel kom. Open mense se oë, Here. Open regering se oë. Open regeerders se oë. Open konings se oë, Here. Die dag van die Here kom en God gaan hom wreek. Ons bid dat U vir ons sal help. As daar individue is, Here, wat na hierdie boodskap geluister het, Here, ek bid dat U aan daardie hart sal klop en ons sal help om te buig, terwyl daar nog tyd is. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.